Goeiedag en welkom by AMT se weervooruitsig moontlik gemaak deur Kom die Graan Bemarking. Daar word goeie reën verwag vir die 12de en 13de Desember oor die Noord-Kaap, maar dit kan ook ongelukkige haal saambring. Dan kyk Johan ook wat vir Namibië verwag word oor die korttermyn en hoe die ENSO toestande ons reënval vorentoe kan beïnvloed. Als in hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ja, goeiedag. Ons het hierdie afgelope tyd nog 'n redelike klompie reën gehad oor die oostelike dele van die land, maar weswaarts baie min. Daar het darm 'n klompie reën oor die Oos-Kaap voorgekom, waarvan ons baie bly is. So as kyk hierdie reënkaart 30 November tot 6 Desember, sien ons dat die noordelike helfte van Namibië het ook darm weer redelik reën gehad, alhoewel die reënval totale dalk nie so groot is nie. Kyk ons 'n bietjie wat om te verwag. Hierdie is vir die periode 10 tot 16 Desember en kan ons sien byna die hele Suid-Afrika kan reën verwag. Dalk nie swaar neerslae nie. Die blou gedeeltes is bokant 25 mm. So dis meer die noordoostelike dele. Wat wel insiggewend is dat die hele noordelike deel van Namibië, die ligblou gedeeltes, lyk of daar redelike goeie neerslae van meer as 25 mm kan voorkom hier in die volgende week. Daar is ook 'n kans vir ligte reën oor die winterreënvalgebied, hier rondom 12 na 18 Desember. Van 17 tot 23 Desember, amper dieselfde prentjie. So ons sien dat groot dele van die land kry reën, alhoewel ligte neerslae, maar steeds die noordoostelike dele van Namibië lyk dit asof daar baie goeie neerslae verwag word. Oor die algemeen lyk dit tog of die neerslae oor Suid-Afrika so 'n bietjie ligter begin word. Daar's nog baie reën, maar meer reën dae en nie so swaar per reënval dag nie. Om hierdie bietjie af te breek, daar is veral op 12 Desember 'n goeie kans vir reën oor Namibië en dan ook oor die Noord-Kaap. Ons kan sien daar die persgedeeltes sommer redelike swaar neerslae. Nou hierdie is nie baie goeie nuus vir ons druiweboere nie, want dis nou in die middel van die tafeldruiwe oestyd en dit kan groot probleme skep. So ons kan sien hierdie is die voorspelling vir 9:00 die oggend, Vrydag 12 Desember en dan later die middag begin hierdie deurbeweeg en lyk dit asof ons hier na die Oos-Kaap toe ook gaan reën kry. Ook redelike goeie neerslae nog van Namibië wat verwag word. Is interessant. Daar's 'n koue front op 12 Desember, ons kan dit hier in die onderkant sien, en daar's tropiese vog uit die noorde. En waar hierdie twee lugmassas ontmoet, dis waar die reën gaan voorkom. Maar dis ook waar die kans vir haal en stormagtige toestande baie goed is. Want onthou die koue front is koue lug en warm tropiese vog. So waar hierdie twee lugmassas bots, is daar winde van verskillende snelhede en temperature van die vog verskil, so dit gaan baie onstabiliteit gee en stormagtige toestande. Ons temperature bereik 'n hoogtepunt so op die korttermyn hier op 11 Desember, die maksimum temperature, en kan ons sien die persgedeeltes is bokant 40 grade Celsius, baie warm toestande. En dan met die koue front wat deurbeweeg, gaan daar 'n redelike skerp daling net daarna voorkom. Kyk ons 'n bietjie langer termyn, seeoppervlaktemperature in die Indiese Oseaan het hierdie laaste maand begin warmer word. Ons sien daar die sirkel rondom die bruin-rooi gedeeltes, so seeoppervlaktemperature styg redelik vinnig daar. Dis 'n groot bekommernis, want dis gewoonlik die gebied, die broeiplek van tropiese siklone. So dis nog nie so warm nie, maar hierdie is die verandering wat op hierdie kaart aangedui word.
As ons kyk na die Indiese Oseaan, die Indiese Oseaan dipoolindeks, die blou gedeelte as die waardes, indekswaardes daar is, meen dit koeler water nader aan die Afrika kuslyn en gunstig vir reën, en ons kan sien hoe vinnig het dit hierdie laaste paar weke teruggetrek van baie negatiewe waardes, baie gunstig vir reën, en dit is baie naby aan die wit band of die neutrale gebied. Langertermyn voorspellings, daar is nog baie onsekerheid. Van die modelle voorspel nog redelik reën vir Desember, eerste deel Januarie. Hierdie voorspelling is vir Desember, Januarie, Februarie, en die wit gedeeltes is omtrent so 50-50 en die geel-bruin gedeeltes ondergemiddeld. So ons sien veral 'n sterk sein oor Namibië, so dit lyk asof die kanse baie goed is dat baie droër en warmer toestande ook daar gaan voorkom. So opsommend, redelike swaar reën is moontlik op 12 en 13 Desember oor die westelike en suidelike binneland, en dit kan gepaard gaan met haal en sterk wind. Ons sien ook reën hier van 15-16 Desember oor dieselfde gebiede. La Nina verswak, Indiese Oseaan dipoolindeks trek ook terug, en daar's aanduidings van droër toestande in die tweede deel van die somer vir Suidelike Afrika, maar 'n redelike sterk sein vir Namibië. So ja, mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan, soos gewoonlik baie insiggewend gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graanbemarking. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Maar ek sit ook die skakels na al ons sosiale media groepe en WhatsApp groepe in die beskrywing onderaan. As jy op hierdie video wil adverteer in 2026, maak ook seker om my te kontak. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.